Amen. Kom ons begin. Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, Prys die Here. deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed. Prys die Here, man. Vandag, die dag wat jy dit sien, Halleluja. die Here Here is goed. Amen. altyd goed. Prys die Here. Hy roep jou naam, kom sing saam. Die lig in my nag, die vrede in my dag, skaamte hou my nie vas. Amen. Hy het my skoon gewas. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here Here is goed. Halleluja. altyd goed, maar vandag, die dag wat jy dit sien, die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam, kom sing saam. Hy is naby my, net u kan my lei. U gee oor wanneer ek deur die donker loop. Prys die Here. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, Prys die Here. God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed. altyd goed, maar vandag, die dag wat jy dit sien, Amen. die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam, kom sing saam. Kom die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Prys die Here. Halleluja. Amen. Dankie julle dat julle geskakel is. Nou gaan ek baie sê. Nee man, ek terg net. Hoi, goeienaand Eddie, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vryvoet, deel van die program. Hierdie is 'n getuienisaand, so ja, welkom. Ja, dit is hier so by Elroy gemeente. Hier op Kom Saam. Ja, goeienaand Isabel, goed en jy welkom. Jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vryvoet, deel van die program. Prys die Here, halleluja. En dan het Jelies opgekom. Jelies, goeienaand, goed en jy welkom. Jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vryvoet, deel van die program, maar kom net saam. Halleluja. En dan het Louisa opgekom. Goeienaand Louisa, goed en jy welkom. Jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vryvoet, deel van die program. Prys die Here. Goeienaand Yvonne, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vryvoet, deel van die program. Prys die Here, maar doen dit net vandag. Halleluja. Amen. Halleluja. Mense, ja, die Here het my getouch. Ek staan die heel middag hier so. Ek is lekker voor, maar moenie worry nie. Ek sê is dit die gees van die Here en die Here se goedheid. So kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Hemelvader, ons sê vanaand dankie Here vir nog 'n geleentheid wat ons het om te kan jubel, te kan juig. Here, om te kan hoor hoe goed is U
En Here, hoe U daar vir ons is. Here, seën ons vanaand. Dankie vir die getuienis wat ons het. En Here, dankie dat ek dit kan deel met my broers en susters en my vriende, Here. Here, en ek bid, Here, dat hierdie getuienis sal uitkom by wie dit moet uitkom. En Here, en ek bid, Here, dat U dit sal vat van wyd na suid en van oos na wes, o Here. En Here, en dankie vir elkeen wat daarna luister. My gebed is, Here, deur die getuienis, laat hulle nuwe hoop sal kry. Here, nuwe vreugde in hulle gemoed sal kry. Here, 'n hinkering sal kry in hulle binneste, om een met U te wees. Een met die Vader, een met die Gees en een met Jesus. Here, dat U vir hulle ook 'n God van nabyheid kan wees. In Jesus naam. Seën elkeen wat vanaand ingeskakel is, hulle wat tyd maak en hulle wat gaan luister in Jesus naam. En Here, laat hierdie getuienis 'n inspirasie kan wees en ook 'n opbouende inspirasie kan wees en dat mense kan hoop vind in Jesus naam deur hierdie getuienis. Want my getuienis is 'n wapen, Here, en die vyand lyk nie ek moet die wapen gebruik wat ek het nie, in Jesus naam. En daarom sal ek nog meer en meer getuig in Jesus naam. Dankie, Here, want ek is 'n getuienis van 'n lewendige God. Amen en amen en amen. Prys die Here. Goeienaand, profeet Sunny. Hoe gaan dit met daar so met jou? Wees geseën, wees gegroet en welkom hier so. Voel vry, voel deel van die program. Maar kom ons speel nog 'n liedjie. Ons gee net tyd vir die mense om in te skakel. Ja, daar's eintlik tyd vir nog 2 liedjies want ek probeer altyd 10 oor dat ek net mense tyd gee. Kom ons luister net na 'n song of ons kyk waar kom ons uit. Maar kom net saam. Die Here is goed. My hart loop oor van blydskap. Amen, absoluut. My siel maak 'n groot eer. Gloria, halleluja. my mond sing nou Oh, a lovely. Amen. My lewe bring hom eer. Prys die Here. Jesus is my vaste rots, Amen. op hom sal ek vertrou. Prys die Here, kom aan mense. Daarom sal ek hom Verhoog Sy liefde oor vertel. Halleluja, loof die Here. Halleluja, bring hom eer. in my wandel en al my weer. Prys die wil ek Here. hom loof en prys, want ek is Sy kind, ja, koning se kind. Prys die Here. Net in hom wil ek bly. Prys die Here. en sy woord ook in my. Dan sal ek vra net wat ek wil en dit verkry. Prys die Here. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. Die is so goed vir my Here. Prys die Here. Ek het U lief, Here Jesus. Amen. Elke Oomblik, oomblik, elke dag. Prys die Here. U is vir my die Lewe asseblief, Here. en die waarheid En die weg. Prys die Here. U is die bron Van my vreugde. Amen. die tema Van my liefde sê. Amen en amen. Ek het U lief, Lief Here Jesus. Prys die Here. U maak my Hele lewe nieuw. Halleluja, loof die Heer. Halleluja,
van nou en al my weer. Prys die Here. Wil ek hom Loop met prys, om en prys die Here. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom hier. Glory, hallelujah, mense. Ek is lekker opgewonde. Die Here is great, mense. Ja, so kom ons kry net die mense op WhatsApp ook almal hier by mekaar. Ja, ek wil hom net rekord op WhatsApp ook, want mense vra vir my, daar's en ek stuur hom ook uit op groepe, so ja. Goeienaand aan almal hierso by die WhatsApp groepe op. En dis die getuienis van Dewald Allers, so ek getuig en ja, so dan kan julle sommer hoor op WhatsApp, julle kan kyk op Facebook ook, dit is live, en julle kan dit kyk op YouTube as wel. So ja, mense, laasweek het ek gepraat, waar Jay van Pretoria my kom sien het, en hy het vir my gevra, hy soek 'n bankrekening, en kan julle onthou, en toe het ek van gesê, ek som laat weet, hier is dit 'n vinnige opsomming, net laat ons weer kan onthou wat ons laasweek geëindig, en toe het ek huis toe gegaan, Annetjie het ouma se, dis nou haar ma, ek het nooit van gesê ma nie, ek het altyd van gesê ouma, dis ouma se rekening, want ek het nie 'n bankrekening gehad nie, en sy het my die gegevens gegee, en ek het vir Jay gestuur. En Jay het gesê, nee, dit is reg, ek het hom verduidelik, ek het nie 'n bankrekening nie, omdat ek vir die Here werk, het ek omdat ek in geloof is daar geen garantie van gelde, elke maand nie, selfs tot vandag toe, is nou al 18 jaar later, ek het nog nooit 'n salarischeck gekry nie, die kerk kan my niks bied nie, ek leef absoluut, Louisa kan ook vir jou sê, ons leef uit die hand van die Here moet dagliks, dag en nag vir ons sorg, is dit vir petrol, is dit vir kos, wat ook al, en so kom die Here deur, en in my lewe, so, ek het nog nooit 'n vakansie gehad nie, so ek stel nie belang om vakansie te hou nie, ek het nog nooit salarischeck gekry nie, so, ja, en die Here betaal die wifi rekening, ek het 3 kontrakte op my naam, die Here betaal dit, julle kan sien, ek is al hoeveel jaar, of ek is al jare, ons is nou al bietjie meer as 'n jaar en 'n half, ons dink ons gaan al vir 2 jaar, wat ons op die lig is, en die Here betaal alles, so, en ons het lank, ons het baie dinge hierso, en niks behoort aan my nie, behoort aan die Here, ek is net die opsiener. So prys die Here, maar kom ons gaan aan. En nadat ek het nou vir Jay gestuur het die tyd ook nou baie beginne aanbeweeg. Nou in daai maand het ek ook nou beginne na die einde toe gaan. Nou 'n mens weet as dit beginne na die einde toe gaan, dan begin 'n mens nou naalskou en jy begin worry en jy begin nou, en in ons keus moet ons bid van die 1ste tot die 30ste. Dan kan ons rus. En dan die volgende oggend, die 1ste, dan begin ons weer bid tot die 30ste. So ons het net 'n aand om te rus. So ja, want ons moet bid vir ons huis hier, ons bid dat ons die huis kan betaal en als. So ja, die einde van die maand het nou begin nader kom, so daar het die gelde ingekom nie, ons is afhanklik van die Here. Die Here het gesê, ons moet nog die kerk onthou, ek moet nog getuig oor, laat ons die kerk moet begin, maar ons moet die datum vasbestel, die 31ste Mei, so hier is nou hierso by Maartman se kant, so dit is nog nie eers daar waar ons die kerk moet open nie, en nou face ons hierdie krisis waar die einde van die maand nou nader kom, en jy weet, as die einde van die maand nader kom, is hy soos 'n leeu, hy loop stadig, en hoe meer hy loop, hoe nader kom hy, en hoe saggies hy loop, en jy weet, dan loer hy mos vir 'n mens, so ja, en omdat ons nie 'n inkomste het nie, was dit ons bekommernis, en het dit ons
selfs met Louisa ook, my en Annetjie ook, het dit ons in benoudheid gehad. Ons het ook gesê, Here, ons yskaste is leeg, Here, ons bankrekening is leeg, Here, ons het nie geld nie. So, en jy weet, en die Here met die heeltyd, en die Here deur 'n profeesie het die Here vir ons beloof, vir my en vir Annetjie, en die Here het ook deur my en Louisa, vir ons beloof, dat hy sal ons onderneem in ons lewe. Hy sal ons voorsien, maar ons moet in hom glo, ons moet hom vertrou, ons moet in sy weë wandel, en hy sal vir ons daar wees, aanhoudend. Omdat ek nie in 'n kerkgroep behoort nie, 'n dominasie behoort nie, en omdat die Here die kerk geopen het, behoort hierdie gemeente aan God. Nou, God self onderneem om vir ons te sorg. Want onthou, die Here het my geroep, nie pastore nie, gemeentes en goed nie. Ek was in my lewe, was ek iemand gewees wat baie droog gemaak het. So, die Here het my in die gemors uitgehaal, en die Here het my op hierdie pad gebring, en nou die Here vir my gesê, hy sal my voorsien, hy sal my God wees, hy sal my dra, en ek sal sy kind wees. En ek het nie geweet op wat se manier nie. Onthou, ek breek nie kerke af nie, ek praat nie kerke nie, maar om vir jou net die idee te gee, my hele lewe lank het ek die agtergrond gehad van jou 3 susterkerke. So ek het nie veel van die Heilige Gees geken nie, geweet nie, weet nie op wat se manier kom God deur nie, ek weet nie op wat se manier antwoord die Here nie, en dit het my lewe baie moeiliker gemaak. En nou dat ek ewe skielik vir die Here werk, en die Gees van die Here lei my, God praat met my, en is my lewe heeltemal onderste bo, dis op 'n manier wat die Here my gevat het, en dis die manier hoe die Here met my wandel. Ek sê nie is Bybels nie, ek sê nie dit is hoe die Here met jou gaan loop nie, ek sê dis hoe die Here met my loop, en hy gesels met my, hy praat my, sy Gees lei my, en ek ken sy stem. So, dis op hierdie manier wat die Here ook vir ons gesê het, dat hy sal vir ons sorg, en hy sal daar wees vir hom. En min het ek geweet wat bo-natuurlik beteken, ek moes dit aanskou het met my oë, ek moes dit sien in my lewe, hoe God fisies vir my deurkom, hoe die Here mense stuur om my te voorsien, om vir my te bring wat ek nodig het, hoe die Here sy mense gebruik, kan ek dit so basies stel, en dan, so dit is die bo-verwagting wat ek beginne ervaar het in my lewe, tot vandag toe sien ek dit nog steeds. Ek het dit vandag weer gesien, prys die Here, Louisa se komputer het opgepak, en vandag het die Here waar 'n splinternuwe een gegee, waar haar komputer R10.000 werd was, hy uitgebrand het sy een gekry wat 3-4 keer die prys is. Prys die Here, dis bo ons verwagting, dis bo natuurlik, dis hoe God deurkom. Maar kom ons gaan aan. Maar prys die Here daarvoor. Ek praat nie geld nie, en ek praat nie groot nie, maar die Here het die pad oopgemaak. Nou, op hierdie manier het God beginne om te wys hoe bo natuurlik kan hy vir ons sorg, hoe kan hy die sorg dra, en dat hy ook vir ons gaan help met die huishuur. Luister nou wat ek sê, die Here gaan ons help met die huishuur. Onthou, ons het nie 'n gemeente wat ons kan dra nie, ons het nie 'n groep wat ons ondersteun nie, so ons is afhanklik om uit God se hand uit te leef, op God se genade. Die Engelse woord is my mooier, te rely, om op God se genade te leen, is die Afrikaanse woord. Prys die Here, dankie Here. En dan, op hierdie manier, maak God die voorsiening. En so, en jy weet, en dan kan 'n mens net op God se woord vertrou.
Ek praat nie net van vertrou nie, ek praat van meer en meer en meer en meer vertrou. Meer, nog baie meer vertrou as wat ons kan dink, kan vra of kan bid. En want, hoekom? Want as God dit op hierdie manier doen, bonatuurlik, kom dit uit God se mond uit. Ek gaan jou nou wys, julle gaan nou sien. Kom dit uit God se mond uit. En wat uit God se mond uit gegaan het, kan nie leeg terugkeer nie. Daar's geen manier nie. En God kan nie lieg nie. God can't make a mistake. God can't say, oh, you know what, sorry, I didn't mean it. I'm gonna take it back. Hy maak nie daai dinge nie. Mense gee vir jou iets en dan as jy 'n bietjie op hulle tone trap, dan sê hulle vir jou, hoor, gee vir my terug. Nie God nie. As God vir jou sê, hy's met jou, dan is hy met jou. En dit is wat die Here vir my kom wys het, hoe hy met my is. Ek val ook, ek maak ook partykeer foute, baie keer. Okay, Louisa sê ek is nou al baie meer gekalmeerd. En Eddie ken my ook, yes, ek het baie foute gemaak. En ek maak nog steeds foute daagliks, wat nou, maar is baie minder nou, maar ek maak nog steeds foute. Maar, die Here hou dit nie teen my nie. Ek kan nog steeds na die Here toe gaan. En wat nou amazing is laat God sy woord, waarop hy trou is, vir my waarmaak in my lewe. En dis hoekom ek getuig. Dis hoekom ek getuig van die Vader se goedheid, sy guns, wat vir my is. Ek is nie spesiaal nie. Ek het baie droog gemaak. Ek het al getuig, die polisie moes by skool toe vat, hulle moes by my, hulle moes my vasboei aan die skoolbanke, dat ek by die skool kan bly, want as hulle my losmaak, loop ek huis toe. So ja, ek was 'n baie stout laaitie gewees. Verstaan? En ek spog nie daaroor nie, ek gee jou net 'n idee. Onthou net, God die Vader se goedheid, sy guns, sy genade, het geen perke nie. Geen lyne nie. Daar is nie stoptekens en hobbels en ek noem dit e-tol, jy weet hier slaggate in die pad. Daar is nie sulke goed nie. Niks kan God keer nie. Dis kom die woord sê, as God wil werk, wie kan hom keer? Geen een kan in sy pad staan nie. Jy kan maar tantrum gooi, jy kan doen net wat jy wil, jy gaan God nie verhinder om my te seën nie. En ek sal nie in jou pad staan as God jou wil seën, en ek sal ook nie teen jou gaan nie. As God wil werk, dan seën hy jou. En ek kan nie vir God besluit nie. God ken my hart en ek weet, ek spreek seëninge oor mense. En op hierdie manier wys die Here in my lewe hoe werklik hy is. Hoe werklik sy woord is wat uit sy hart uit gekom het. Dat hy gesê het, hy sal met my wees, waar hy sy woord waar maak, en ek dit kan sien. Sy barmhartigheid het geen perke nie, niks nie. Sy guns is uitgestort, dis klaar. Toe die Here gesê het, hy gaan my seën, is sy guns reeds uitgestort. So, mense kan doen wat hulle wil, ek gaan dit kry, prys die Here. So, en dis wat ons moet begin stem. Net soos wat al God se liefde, wat uit sy hart uit is vir ons, so is sy seëning, is sy woord vir ons. En jy weet, dan besef 'n mens, God is goed, en hy's baie goed, hoor. Die Here is bo verwagting goed. Die Here is so goed, dat hy weet, hy kan my versorg. Hy weet, ek het nie 'n werk nie, ek werk vir hom. Hy weet, as hy nie deurkom nie, ek staan in die amp, en die Here se naam is gekoppel met my. Die eerste wat die mense vir my gaan sê is, maar jou God, jy dien God dan. Verstaan? En God kan my voorsien. Daar is geen twyfel daaraan nie. Daar's geen
twee gedagtes daaraan nie. Ek kan nie hinker nie. Ek moet die heeltyd op God se woord staan. Ek moet die heeltyd op die Here se vertroue wag. Want net die Here kan dit aanhoudend doen. Wat? Luister wat ek sê. Net die Here kan dit aanhoudend doen. Luister wat ek sê. Net die Here kan dit aanhoudend doen. Ons jaag seëninge en ons jaag die kant toe en ons jaag daai kant toe, maak die planne. Die seëninge haal my in. God se seëninge kom na my toe. Die Here het nou die dag 'n man van Pretoria afgestuur om ons te kom seën. Prys die Here. Ek het nie eers Pretoria toe gery nie. Hy het hier na die kerk toe gekom om my te kom seën. Vandag het Louisa 'n nuwe komputer gekry. Die man moes Midrand toe ry en hy moes die komputer kom aflaai het vir haar. Prys die Here. Dit is hoe God se seëninge werk. En terwyl hy die komputer vir haar aflaai, toe maak hy sommer haar selfoon ook reg. Prys die Here, toe sê hy 'n dubbel seëning. Prys die Here, want dit kom uit God se hart uit. Hy wil vir ons versorg en hy wil deel wees van my lewe. Hy wil daar wees. En net die Here kan dit doen en die Here wil daar wees. En onthou, as die Here daar wil wees, dan wil hy die vensters van die hemel oophou vir ons. En hy wil dit doen vir ons. Maar ek kan nie twyfel. Daar kan nie twyfel wees nie. Daar kan nie 'n gedagte van twyfel. Daar kan nie 'n woord van negativiteit in wees nie. Daar moet die heeltyd my gedagtes moet skoon voor die Here wees. My gedagtes moet op die Here gerig wees en my gedagtes moet saam met die Here wees. Elke oomblik, elke sekond. En ek kan nie sê ek dien die Here, maar hierdie kant sit ek in koud nals en Here, daar's die kos. Ek kan nie daai dinge doen nie. Want dit hoort nie by 'n kind van God nie, want dit wat jy glo en dit wat jy doen is twee verskillende dinge. Eddie het eendag vir my gesê, jou aksie het altyd 'n reaksie. En hulle moes altyd kyk dat die vuur uitgeblus was. Hy was 'n fireman, hy was tot die hoof van van die brandweer gewees. Nou, hulle moes seker maak, want as daardie vlam weer gaan opstyg, dan het hulle groot perde, want dan hardloop hy weer. En dan het hulle dubbel werk. En so is die mens ook. Jy kan nie op 'n gedagte wees en dan op hierdie gedagte wees. Jy moet seker maak jy's heeltyd in God se lyn. Jy moet jou reaksie moet wees, Here, U sal deurkom. Here, ek sal jubel, ek sal nie glo. Dis hoekom ek nie worry nie. Dis hoekom ek opgewonde is. Want wie kan God stop? Daar's niemand nie. Eers die president kan nie, man. Waaroor worry ons? So ja, as hulle die petrol opstyg, so laat hulle dit opstyg. Ons vra vir die Here vir verhoging, man. Ons vra vir die Here om te voorsien. Elke keer as die petrol opgaan, dan sê ek, Here, ek soek 'n verhoging, want ek werk vir hom. Prys die Here. Hoekom moet ek nou worry as al die petrol opstoot? Maar nou raak jy ander bang, nou jaag hulle vrees op jou af. Nee, ek weier, ek wil dit nie hê nie. Want ek wil die heeltyd want as jy nie twyfel nie, luister nou wat ek doen, dan seën die Here jou, en daai seëninge word 'n reën. Nou 'n reën, as jy buite gaan staan, kan jy sien, as dit reën, dis nie net een druppel nie, jy word nat, so jy gaan oorvloedig ontvang. Die Here gaan dit uitstort, en dis wat ek wil hê. Ek wil nie 'n druppel hê nie, ek wil nie net 'n spatsel hê nie, ek wil nie net krummel sy nie, soos ek altyd vir die Here sê. Ek wil ordentlik gesteen wees. As jy my in 'n koppie koffie druk, wil ek heeltemal tot onder toe gedruk wees. So ek wil daai seëninge hê. En dan sê ek, Here, stort U, en dis hoekom daai een lied wat ek altyd so speel, Here, stort U seëninge oor ons uit. Stort dit uit. Stort U liefde, U stort U goedheid, U guns. Laat dit reën.
laat ek deurtrek is, laat ek papnat is, sop, laat dit van my afdrup, so nat moet ek wees, van die seëninge. Ekskuus, my mond is net 'n bietjie terug. En dan kan ek maar weet, op hierdie manier gaan die Here vir my voorsien bo my verwagting. Want hoekom? Want dis hoe Dawid op die Here, hy het in die veld gebly. Hy het nie by die bank gebly en by die teller gebly nie. Of by die casino nie. Nee, hy het in die veld gaan bly. Daar waar niemand hom ken nie. Daar waar die klippies is en die skorpioene is en slange rondloop en die krokodille in die riviere is. Hy was daar in die veld gewees. En dit is daar waar die Here op hom voorsien het. En op hierdie selfde manier het die Here mense gestuur om hom te kom voorsien, om hom vir hom kos te bring. So prys die Here. Onthou net, geen mens kan God stop nie. Niemand kan God stop as God wil werk. Niemand, maar niemand. En dieselfde werk ook met jou seëning, en dieselfde werk ook met jou genesing. Niemand kan dit vat nie. Maar jy moet dit ontvang. Onthou net, hierin kan ek net dankbaar wees. En daarom sit ek my dankies altyd uit. Want saam met my dankies, luister nou, moet die waardering ook wees. Ek moet kan waardeer wat God vir my doen. Baie van ons neem net dinge van selfsprekend aan. Ek was so gewees, dus kom ek weer daarvan. Vroeger in my jare, ek het nie God se goedheid raak gesien nie. Ek het opgestaan elke dag, nie besef die Here het die dag vir my gegee, deur sy genade, deur sy liefde vir my. Ek het dit nie waardeer nie. Ek het net selfsprekend aangeneem. Om met iemand te kan praat, het ek net selfsprekend aangeneem. Om iemand te bel, om kinders te hê, het ek net selfsprekend, dis wat die wêreld wil hê, dis hoe die gang gaan, en ek het maar net gedink, dis nie dit nie, dis veel groter, maar dit loop saam met liefde, en dit loop saam met waardering, en die twee loop hand in hand. Ons moet kan waardeer. Ek is nie iemand wat spesiaal is, laat die Here dit doen nie. Ek is iemand wat droog gemaak is. Ek was 2 keer toegesluit gewees. Nadat ek klaar was met skool, nog voordat ek gered was. So ek het lelik droog gemaak. Ja, en ek het 'n harde pad gestap. Te baie harde pad gestap. Maar die Here hou nie my verlede teen my nie. Ek het geen geleerdheid nie. Ek by hoogste graad wat ek het is graad 10 vandag. Daai jare was dit standaard 8 gewees. Yes. Ek het eers in 2008 tot bekering gekom. Ek is nou 18 jaar wat ons in die bediening is. So en toe die Here my gebring van Natal af terug hierso na Boksburg toe. Geen gemeentes tot vandag toe, geen gemeentes wil my nie. Hoekom? Want hulle wil nie die werk van die Here in hulle gemeentes hê nie. Hoekom? Want hulle sien my as 'n bedreiging. Ek weet nie hoekom nie. Seker omdat Jesus in my is, maar prys die Here daarvoor. Pastoor het al my gesê, jy's 'n las vir ons, jy moet nie hiernatoe kom nie. Toe sê ek vir die Here, ek sal nooit weer vir iemand vra om my te help nie. God, ek is afhanklik van die Here. En dit was nie 'n klein kerk nie, dit was 'n groot gemeente gewees wat dit vir my gesê het. So, hulle het my gesien as 'n bedreiging. En wat nou amazing is hierdie stuk. En toe ek alleen is, toe ek terug is op die straat, terug is toe ek vir die Here begin werk. En niemand my wil hê nie. En die Here sê my, jy werk vir my, het God my aangeneem. Vandag,
werk ek net vir die Here. En die Here gebruik my waar hy my wil gebruik. Die Here sê vir my waar om wat te doen. Vandag is ek in die plan van God. Soos ek gesê het, die Here het my aangeneem. Maar toe die Here my aanneem, het hy 'n ander plan met my gehad. Hy het 'n ander plan met deeltallers gehad. Dis hoekom ek op WhatsApp is, dis hoekom ek op Facebook is, dis hoekom ek op Kom Saam is, dis hoekom ek hier by Elroy gemeente is. Ek sê by 'n kerk groep betrokke nie, ek is by God betrokke, want God is my baas, hy is my God en hy is ook my voorsiener. Hy is die Here wat my dra. Daar's niemand wat na wie toe ek of wat ek kan sê, luister hierso, hy dra my nie. Daar's niemand wat my dra nie. God self dra my. Vandag is dit ek en Louisa. God self dra ons. En so sien ons die hand van die Here in ons lewe daagliks. En jy weet, en ek net om by te sit, jy weet, die mense wil nie glo dat God my geroep het nie, want hulle glo jy moet mooi lyk, jy moet ryk wees, en ek weet nie wat so nonsens is nie. En ek praat nou sommer Afrikaans, want dit is so klomp nonsens, want, en as jy bietjie, soos ek nou 'n bietjie vandag 'n bietjie elfes of jy praat net 'n bietjie snaaks, dan sê hulle hoor hierso, maar jy kan nie 'n pastoor wees nie. Jy kan nie. So what? Ek sê worry wat jy sê nie, ek glo wat God sê. God het my geroep, nie jy nie. Jy kan my nie betaal nie, man, jy kan my nie bekostig. Die Here roep my. En ek werk vir die Here en ek sal nie my job verander ter wille van enige iemand. So, en die Here sal my bring tot waar hy my gebring het. En vandag, daar's 'n Bybelvers in 1 Samuel 7 vers 12 wat sê Ebenezer. Nou Ebenezer beteken tot hiertoe het God my gebring. En dis dieselfde plek in my lewe, tot hiertoe. En dis hoekom ek getuig hiervan. Al het daar en baie, en ek praat van kinders van die Here, het hulle rug gedraai, omdat ek in die bediening is. Hulle het al reguit vir my gesê, kom ek gaan nog verder, hulle het al so ver gaan, dat hulle buite kan sit, dan sê hulle vir my, hulle sal nie inkom nie. Okay, maar kom ons los dit daar. Die Here is die judge daarvoor. Nou die Here sê, hy's die een wat ons help. Hy's die een wat my gaan deursien. Hy's die een wat my gaan voorsien. En so is God die Vader, nog tot vandag toe. Hy's nog steeds getrou aan hy belofte. Hy's nog steeds getrou aan hy woord wat hy gespreek het. Al is dit nou al 18 jaar later, sien ek dit nog steeds. Daarom kan ek getuig daarvan. Dat hy getrou is aan sy woord, en hy bly getrou vir altyd. Die woord van die Here sê. Daai tyd het ek gedink toe die Here dit sê, toe dink ek dit was net vir daai oomblik, vir daai tyd gewees. Maar min het ek besef, dis nou al 18 jaar later, dat hy woord nog steeds saam met my is. Daai woord kan nie verlore gaan nie. Daai woord kan nie omdraai waar die Here sê, ek het nou fout gemaak nie. Daai woord kan dit nie doen nie. Die Here het gesê hy gaan dit doen en hy doen dit nog steeds. So, want hy is die ewige God. Hy's waardig om die Here Almagtig genoem te word. Onthou dit, hy's waardig om die Here God Almagtig genoem te word. Hoekom? Want hy's trou en hy's getrou. En hy bly getrou aan sy eie woord. Hy maak sy eie woord waar. Hy maak sy eie woord waar. En dit is wat God wil doen. Hy wil dit waar maak in my lewe, in jou lewe. Hy wil daar wees in jou lewe. Hy wil nie net 'n God wees wat op die rak is nie. Hy wil 'n God wees wat aktief is. Maar jy moet hom toelaat. Jy moet hom toelaat, laat hy lewendig in jou lewe is. Lewendig kan manifesteer. Die gees van God moet manifesteer.
die liefde van die Here manifesteer. Die Here moet die hele tyd manifesteer. Maar nou wat ons doen is, as die Here manifesteer, dan sê ons, ons wonder of dit God is of dit. Onthou, God gee nie twee gedagtes nie. Die Bybel sê vir jou, alles wat goed is, kom van God af. Lees jou Bybel, man. Jy hoef nie eens twee gedagtes, jy hoef nie eens universiteit toe te gaan vir daai woord nie. Ek deel ons om verniet vir jou uit. Al het ek staan 8. 2 keer staan 4. Sorry. Prys die Here, maar dis nou vandag gesê. Want ek sê altyd ek het matriek 2 keer staan 5. Ja. En onthou net, Jesus is die Heer. En as hy die Heer is, gaan hy tot met ons tot die einde toe wees. Hy sê dit in sy woord. Hy sal tot die einde toe wees. Daar's 'n ander skrif wat agterna bygekom het waar die Here sê, alles wat hy begin het in my, sal hy voleindig. Dit wat die Here vir my voorgeroep het, gaan hy nog voleindig. Al is dit 18 jaar later, dis nog nie die einde van die wêreld nie. Daar is groter dinge wat gaan kom. So, daar's 'n groter plan wat God nog het vir my. So, maar kom ons gaan aan. Kom ek kyk net waar is ek nou. Okay. Ek skryf dit, ek het dit neergeskryf in 'n boekvorm, so ek moet die hele tyd kyk laat ek nie dinge uitlaat nie. En dan as ek saam met die Here is, kan ek weet, hy wandel aanhoudend saam met my. Hy wandel, ek hoef nie te wonder of God, baie mense sê hulle bid en bak, God kruip nie weg, kruipertjie nie. My God is lewendig, man. As hy moet in 'n baksteen wegkruip, kraak hy baksteen. Want net sy teenwoordigheid breek alles. Want dis die majesteit wat hy het. Hy kruip nie in plafonne weg nie. Die duiwel speel met jou woer, nie God nie. God is ernstig oor sy woord. En daarom kan ek op die woord staan. Deuteronomium 28 sê vir ons, geseënd sal jy wees in die veld, geseënd sal jy wees in die stad. En weet jy wat? Jou lewe moet dit kan sien. Die seëninge van die Here wat kom na jou toe. Dis nie altyd in vorm van geld nie. Dis nie altyd om op te staan met vrolikheid in jou hart. Wat 'n groot seëning. Om vandag te kan praat. Dis seëninge. So ja, dis nie net altyd geld nie. Om gesond te wees, om te sê vandag, ja, jy voel goed. Dis 'n seëning van die Here af. Dis nie altyd geld nie, want as ons praat van seëninge, eers wat in ons gedagtes hardloop is geld. Dis nie altyd net geld nie. Want God self het beloof dat hy gaan vir ons sorg. Jesus het dit self bevestig. Jesus het gesê, moenie worry wat jy gaan eet of drink nie. Maar omdat ons dit nie kan sien nie, worry ons. Hy het selfs gesê, moenie worry wat jy gaan aantrek nie. Hoeveel keer het die Here Jesus dit nie gesê nie? Maar ons wil dit nie glo nie. Toe hy die mense gevoed het vir 5000, dus, daai 20.000, maar van die 5000 manne, toe sê hy vir hulle, luister hierso, julle het nie gekom om die werk van die Here te sien. Hy het met hulle eintlik geraas daar. Hy het gesê, julle het gekom omdat julle wil kom eet. Ja, en mense, ons moet eerder draai en die werk van God te raak sien, wat daar is in ons lewe. Want God het gesê deur sy woord, hy is die waarheid. En as die Here die waarheid is, dan bly die waarheid vir altyd. En die waarheid sal manifesteer. Die waarheid sal aanhoudend deurkom. Die waarheid, jy kan doen wat jy wil, die waarheid kom uit. Moses het gedink toe hy die man doodslaat, hy begrawe hom, niemand gaan weet nie. Die waarheid het uitgekom. Hy het uitgeseil soos 'n slang. En toe sê sy eie broer, sy Hebreër broers van my, wie jy nou? Nou wil jy ons kom oordeel. Gister toe slaat jy 'n man dood, vandag wil jy ons oordeel. Mense, die Here het die waarheid so gemaak, laat hy altyd manifesteer. En die waarheid sal ons vrymaak. En daarom kan ek en jy op die waarheid van God rely. Ons kan daarop leun, ons kan daarop staan, ons kan dit betrou. Ons kan daar vashou, man. Maar tel net op die woord van die Here en hou vas.
want elke tree is die moment. Onthou net, God is met ons. Hy is nie net met ons van sondagoggend af tot sondag aand. Hy is elke uur saam met ons, elke minuut, elke sekond, elke tree, elke asemhaling is die Here saam met my en ek herinner hom dat sy naam Immanuel is, want hy is die Here God, dit is sy teenwoordigheid wat in my lewe is en dit is sy hand wat my dra. Dit is sy uitgestrekte hand. Soos wat die Here sy volk gelei het, so lei hy my. En wat die Here gister gedoen het, gaan hy vandag ook doen. En hy gaan dit in die toekoms ook doen. Hy gaan nooit verander nie. God kan nie twee gedagtes kry nie. Hy gaan dit so bly doen. Dis klaar. So ja. Nou ja, en so die einde van die maand nou nader kom, die 25ste het ook nou so nader geslyp gekom, soos ek vir jou vertel het. En vroeg in die oggendure kom daai SMS deur. En daai SMS sê vir ons, luister hierso, Jay het vir ons geld inbetaal. Nou Jay was mos jou gewees wat my gevra het vir die bankrekeningnommer. En daar kom 'n SMS deur wat sê daar's geld inbetaal. Nou op daai manier, as sy SMS deurgekom en jy sê op 2009 het hy nie die bedrag gegee nie, hy het net gewys daar was 'n inbetaling gewees. En ons moes nog steeds masjien toe gaan en te gaan kyk het hoeveel gelde was inbetaal, net om dit te noem. En al wat ek kan sê, toe ons sien dit was 'n inbetaling, toe kan ons sê, dankie Here. Ons eer en ons loof en ons prys U vir U goedertierenheid. Die moment as jy dit doen, kan jy nie verder slaap nie, want God se goedheid, sy guns, alles is ewe skielik oor jou en jy's heeltyd in die Here se teenwoordigheid. Want daai was in die oggendure gewees. En so ja. En ek dink so by myself en ek sê, okay, ek gaan vanoggend hoek toe, dan gaan ek op die hoek werk en as ek nou klaar gewerk het, dan sal ek soms nou so oor die pad loop en daar's 'n Sasol garage aan die ander kant van die, nou almal weet was 'n Sasol garage. En hulle gooi petrol daarin, vir die wat dit nie weet nie. En jy kan diesel ook daar kry. Okay, but anyway, en ek sê okay, ek sal so toe loop en dan sal ek gaan kyk, hulle het 'n teller daar, hoeveel geld is daar. En soos ek toe nou die later na die hoek toe en ek het nooit by die volstasie gekom nie. Die gedagte het nie by my gebly om te gaan kyk nie. Die gedagte het nie by, want ek was die hele dag te besig gewees om mense na die Here toe te lei en te bid vir mense en ek het nooit uitgekom wat ek beplan het nie. Wow. Maar die Here het my voete onder my uitgeslaan. En die Here het my het ons ver bo ons verwagting gestuur, omdat hy vir ons die inbetaling net gedoen het. Dit maak nie saak wat die bedrag was nie, ons het nog nie eens geweet wat die bedrag is nie, maar op daai manier het die Here gewys dat hy God is, en dit was al reeds vir ons bo ons verwagting, die wind uit ons sye uitgeslaan, en om net te sien dat God het deurgekom. God het sy woord waargemaak. God het dit weer gedoen. En God kan dit weer doen. En God kan dit nog steeds doen. En dat hy sy woord trou hou. En dit is awesome. En dan besef 'n mens maar, daai SMS wat gekom het nie deur 'n mens gekom nie. Dit is God wat dit gedoen het. En daai middag het ek, nadat ek gewerk het, by die huis gekom, en toe ek by die huis kom, so 'n bietjie moeg gewees, en so, ek drink maar 'n bietjie koffie, en ek sit daar op die bank, en ek vat die telefoon, en ek stuur vir Jay, uit die diepte van my hart uit, net om dankie te sê, vir wat hy gedoen het. Al is dit nou al amper 12 ure later, ek
kan ek hom nou eers dankie sê, want die hele dag het ek weer die Here dankie gesê. So, die Here was meer in my gebed gewees die hele dag as heeltemal iets anderste, en terwyl ek dit doen, voel ek in my hart, en dit is waar ons baie keer, ook in ons lewe, dinge nie doen wat die Bybel sê nie. Ons is bang om seëninge oor jou, ons is bang die Here seën daai persoon of ons kinders of mense meer as onsself. En hierso leer die Here my, dat ek vir Jay moet bid en hom moet seën, oorvloediglik seën. As jy my nie glo nie, dit is Bybels, gaan kyk na Job. Job moes vir sy vriende bid, en kyk wat het die Here toegedoen. So ja, Jakob moes vir sy kinders bid, Isak moes vir sy kinders, Abraham moes vir sy kinders bid, gaan kyk, dis als Bybels, en hy stel dit seëninge oor, en die Here sê vir my, spreek seëninge oor hom uit, bid vir hom, en ek bid, en ek sê vir hom, mag jy geseënd wees, in oorvloedigheid wees, wat jy gesaai het, en dat elke sent van elke rand, wat ons vandag ontvang het, vir jou 100 eenvoudig teruggeseend sal wees in oorvloed. En mense, dit is baie belangrik, want laat mense seëninge oor jou moet uitspreek, seëninge aanhoudend oor jou moet uitspreek, want dit is, in my lewe is ek afhanklik van die Here se seëninge. Baie keer is ons bang om mekaar te seën, maar dit is werklikheid. Toe skryf ek vir hom, dat jy, jou vrou, jou kinders geseënd mag wees, en dat julle geseën is van God se koninkryk kan wees. Ek het dit genoem vir hom, ek het genoem, dat julle seëninge nooit sal stop nie. Hoor wat ek sê, die Bybel sê ons woorde het krag, en maar sal aanhou vloei, en geseën sal wees in oorvloed. Hoekom het ons nie in oorvloed nie? Want ons seën mekaar nie, ons seën die dinge van die Here nie, ons is nie dankbaar oor dit nie. So, en ek spreek hierdie seëninge uit, maar sal aanhou vloei, omdat ons geseënd is in oorvloed, dat die Here dit vir, daar wat ek Jason aan gebruik, dat 1000 maal terug sal die eenvoudig in sy lewe, luister nou wat ek vir jou sê, die Bybel sê, jy moet dit kan geniet, jy moet daarvan kan eet, ek sê, om dit te geniet, dat jy dit kan aanskou, dat jy dit ontvang, wat jy vandag met jou hart gedoen het, en dat jy bly is, dat jy dit gedoen het. Hoe baie keer is ons bly, dat ons mense seën, of iemand seën, ons is bang om dit te sê, maar, dit moet, ek bid verder, en ek sê, dat hierdie saad wat jy gesaai het, soveel meer vrugbaar sal wees in jou lewe, en ek sê vir hom, dat net sal aanhou om te groei en te groei in God se koninkryk. Dat die saad wat hy saai in God se, ons is te bang om te saai in God se koninkryk, want ons hou altyd terug. Nee, mens, is die grootste fout wat ons kan maak. Maar nou die kerke gebruik het om besigheid te maak, en dit is waar die gemors is. Maar, eintlik, lei God se koninkryk groot skade as gevolg daarvan. Ok, en toe sê ek vir hom, dat dit vrug sal dra, vir hulle, reg deur die jaar, nie net vir nou nie, maar reg deur die jaar en die jare wat gaan kom, en dat die Here, God asseblief, die late reën oor die saad, wat jy geplant het, sal uitstort, en saam met dit, die vroeë reën, en dat jy van Pretoria, wat hy kom saai het, dat God se oë dit sal raak sien. Hoekom? Want dit kom van Jay se hart af. Ek wil hê, die Here moet dit raak sien, want ek wil hê die Here moet hom seën. En onthou, dit is my gebed, ek bid dit oor almal wat saai, en dit is my gebed hierso,
En laat die saad sal nat wees. Onthou ek sien in die geestesrealm hoe die saad wat hy saai, nat is, oorvloedig sal wees, en laat dit sal voortbring lewe. Onthou, daar moet lewe wees, want as jy plant nat gooi, bly hy groen en hy groei. So, en dit moet groei, en dit moet lewe voortbring, en daar moet vrug wees daagliks, op hierdie grond wat hy gesaai is. Daar waar jy saai, moet vrugbare grond wees. Baie mense saai net en hulle saai net, maar dan saai op verkeerde gronde en dan weet hulle nie hoekom nie. Dan sal die Here maar gee vir jy, maar jy gee niks gebeur nie. Die grond waarop hulle saai is nie vrugbaar nie. Die grond moet vrugbaar wees en daarom bid ons dit. En dat die Here sy vensters waarwyd oop sal hou oor Jay en sy familie en oor sy kinders. Laat die Here hom ryklik sal seën en daar saam met hom sal wees. Elke oomblik van sy lewe. Daardeur sal hy, waar hy ook al is, dat die Here hom sal voorsien, die Here hom sal deurdra. Wat ook al sy hartsbegeerte is, laat die Here dit vir hom sal gee. Want dit is my gebed. Onthou, die Here het my gesê, ek moet seëninge spreek, en ek moet die seëninge oor hom uitspreek. Oor hom, sy vrou, oor sy kinders, oor sy besigheid, moet ek dit uitspreek. En dat die Here sy aangesig oor Jay hulle sal laat skyn. En hom sal vrede gee. En so sal Jay dan 'n geseënde van die Here genoem sal wees. En aanhoudend sal hy geseënd wees. En laat hy seëninge nooit sal stop nie. En laat hy seëninge net 'n impak in sy lewe sal hê. En ek sal maar klaar met die gebed. Ek sien tyd is besig om my te haal. En dat die Here hom sal beskerm, sal bewaar teen alle gevaar, dat die Here hom insig, wysheid en kennis sal gee, dat hy geseën sal wees, sy familie geseën sal wees. Dat hy geseën sal wees in die beskerming en die bewaring onder die Here se vleuels. En laat die werk wat hy doen geseënd is, sy besigheid geseënd is. So ek spreek dit uit, wat die woord sê, jou woorde het krag, en ek spreek die seëninge uit, en dat hy, luister nou, dat hy nooit self hoef te leen nie, en dat God sy bron is, en laat daai bron nooit gaan opdroog nie. Dis baie belangrik, luister wat as ek sê, daai seëninge, ek spreek dit uit, en dat sy huis nooit sonder brood sal wees. Dit beteken, nou gaan nie 'n gebrek van kos wees nie. Dat die Here God Almagtig net sy bron sal wees, vir ewig en vir altyd, soos die woord sê. Want, nou gebruik ek die woord, nou sê ek, want jy is die kop en nie die stert nie. Jy sal net vorentoe gaan, boontoe en nie af ondertoe nie, in jou lewe nie. So, laat jy voorspoedig sal wees in alles wat hy doen, elke dag, elke oomblik, elke tree, elke asemhaling, en dis wat baie belangrik is, wat ons moet doen, en vandag nog spreek ek dit uit, ek spreek dit uit oor my gemeentelede, Eddie sal vir jou sê, Louisa kan vir jou sê, na elke diens, wanneer die hele van die lig af is, dan spreek ek seëninge uit, my mense mag nie uit looppoort, ek die seëninge oor hulle uitgespreek het, ek spreek voorspoed oor hulle uit, geluk oor hulle uit, wysheid, kennis spreek ek oor hulle uit, en dat jy dit sal voorspoedigheid hê in sy lewe, dat hy goeie gesondheid sal hê, dat hy geseën sal wees in sy lewe, om dit te geniet, om sy lewe te geniet, hier waar die Here van gee op aarde, dat die seëninge hom sal inhaal, en met hom sal wees, en dat die Vader se genade ook so oor Jay sal wees, so ek spreek dit uit, en dat sy vyande 7 verskillende rigtings na hom toe sal kom, maar in een rigting sal vlug. Prys die Here, want dit is alles skrif. En ek vra dit in Jesus naam. Tot eer van God Abba Vader, sy heilige naam. Deur die krag van die Heilige Gees vra ek dit. En ek sê amen. En ek het die seëninge oor hom uitgespreek. En ek spreek nou nog seëninge oor mense uit.
Ja, en ons bid baie daarvoor. En daarom is die seëninge, as jy gaan kyk, as Abraham hulle bymekaar gekom het, Isak en Jakob hulle, het hulle mekaar geseën in die naam van die Here. En dis hoekom ons kort kom, want ons ontvang nie die seëninge. Onthou net een ding, die woord het krag, en die woorde wat jy gebruik, het ook krag, seën mekaar. Daar is 'n skrif wat vir jou sê, soos 'n man glo, so is hy. Luister wat ek vir jou sê, soos 'n man glo, so is hy. So ek glo dit, so is ek. So praise God, praise die Here, halleluja, glory, halleluja, amen en amen. En julle sal moet volgende week terugkom vir die ander helfte. Praise die Here, halleluja. Tyd het my nou ingehaal. Ek moet nou ongelukkig stop, mense. Maar ek, dis wat die Here toe daar gedoen het. Kon luister volgende week verder. So ja, en dan gaan ek nou my liedjie speel en dan gaan ek bid en net vir die Here sê dankie dat ek kon getuig het vanaand. Prys die Here. Amen. Maar die seëning is baie belangrik om seëninge uit te spreek. Ons mense kom kort want ons spreek nie seëninge oor ons of want jy is kwaad vir jou kinders. Jy kan nie kwaad wees vir jou kinders. Jy moet jou kinders seën. Maar ongeag, ek wil nie hoor nie. Die Here wil ook nie hoor nie. Hy vat die part nie. Ek vat die part nie. Maak vrede. Spreek hy seëninge oor jou kinders. Moenie kyk wie se skuld dit is. Daai goed werk nie. Prys die Here. Lekker voel weer. Prys die Here, mense. Spreek my God. Halleluja. Help my om mooi te word. As ek trane stort, weet ek, U doen dit af. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Prys die Here. En my nader aan die Heer. My God, halleluja. Leer my dieper ken. Prys die Here. Ek wil U dieper ken. Leer my dieper ken. O Heer, my God. Prys die Here, mense. Soos 'n donderland, wag vir 'n bietjie rus. Prys die Here. Soos 'n wildboom, Amen. Smaak na water. Prys die Here. as die storm woed, weet ek, U Heer. Halleluja, Here. Amen. My hart verlang na U, om U dieper te ken. En my nou nader aan die Heer. O my God, leer my dieper ken. Halleluja. Ek wil U dieper ken. Leer my dieper ken. O Heer, my God. Halleluja. Prys net die Here, man. Halleluja. Mense, kom ons kom nader na die Here toe. Hy het jou lief. Hy het jou. Jy's kosbaar. Maar die Here wil deel wees van jou lewe. Maar jy moet hom toelaat om aktief te wees. Net deel nie, maar aktief in jou lewe te wees. Kom aan. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Prys die Here. Bring my nou nader aan die Heer. O my God, Halleluja. leer my dieper ken. Ek wil U dieper ken.
my dieper ken. Leer my dieper ken, o Here my God. Prys die Here. Leer my dieper ken, o Here my God. Amen. Leer my dieper ken, o Here my God. Halleluja, prys die Here. Here Vader, U die almagtige God, die ewige Vader, die alleen wyse, alleen heersende. Here, ek kan net sê dankie vir die geleentheid wat ek ontvang het, om vanaand te kom getuig het van die goedheid, die guns, die genade, die liefde, die barmhartigheid, U goedertiering, hoe U ons lief het, en hoe deel U graag van ons lewens wil wees. En Here, ek het vanaand gebring, en Here, ek bid, laat my broers, my susters, my broers en susters, my vriende, dat die res van hulle lewe sal onthou. Here, sodat U ook aktief in hulle lewe kan wees. Here, laat U 'n werklikheid kan wees in hulle lewe, elke oomblik, elke sekond, en Here, laat hulle kan sien hoe goed U is, en Here, en laat U 'n werklikheid is, en Here, ek bid, laat hierdie getuienis wyd en suid sal gaan, en Here, laat dit by die mense moet uitkom wat hulp nodig het, Here, wat aanmoediging nodig, wat inspirasie nodig het, en Here, laat dit hulle sal help om terug te keer en U te kan vertrou, om te weet, ons God is 'n lewendige God, nie 'n dooie God nie. En Here, ek vra U, seën elke een wat ingeskakel was, hulle wat nog gaan luister, seën hierdie boodskap in Jesus naam. En dankie daarvoor, in die magtige naam van Jesus Christus, tot eer van God Abba Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dankie Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Dankie julle mense, dankie dat julle vanaand geluister het, dankie dat julle deel gehad het aan hierdie getuienis, en dankie dat ek dit vir julle kon gebring het. Ja, dis vir my is dit 'n groot voorreg. Ek kan net vir die Here sê dankie. Onthou, môre aand, loof en prys ons die Here, maar kom net saam. So ja, tot dan, wees geseën, wees gegroet, en van my kant af, dankie vir almal wat ook ingeskakel is, wat se name ek nou nie gesien het nie, en almal wat nog gaan luister. So van my kant af, shalom julle, goeienag, wees geseën, wees gegroet, en ek speel uit met die Onse Vader. Prys die Here. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done. Amen. As on earth, so as in heaven. Give us this day Our daily bread. our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Amen. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. En op daai noot van amen gaan ek nou sê, goeienaand, wees geseën, wees gegroet, dan tot môre toe. Shalom.